Goeienaand en baie welkom by vanaand se bidtuur. Voor ons verder gaan, kom ons sluit net die oë. Ons dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons kan hê om u troon te vergader. Wil u ook elkeen seën wat hier luister en wat inskakel en ook elkeen wat hunker na u woord. Amen. Nou 'n man sit een aand rustig in sy gemakstoel in sy sitkamer en hy lees sy koerant. Die aandete was verby, die kinders is al gebad en in die bed, en sy vrou was elders in die huis besig. Die volgende oomblik is daar toe 'n klop aan die deur. Toe hy oopmaak, staan Jesus daar voor hom. Hy was baie bly om Jesus te sien, en hy nooi hom vriendelik in en vra hom om te sit, want die man het al baie vir Jesus gevra om vir hom te kom kuier. Terwyl hulle gesels, is daar weer 'n klop aan die deur. Die man maak die deur oop en voor hom staan die duiwel. Die man sê toe dat hy Jesus as gas het en dat die duiwel dadelik moet weggaan en met die maak hy die deur toe. Na 'n rukkie is daar weer 'n klop aan die deur. Weer staan die duiwel voor die deur. Die man vra hom weer om weg te gaan, maar die duiwel probeer met mag die deur oopstoot om in te kom. Na 'n redelike gespook kry die man dit reg om die deur toe te druk en hy kom sit weer by Jesus. Skaars het hy gesit, daar is weer 'n geklop aan die deur. Weer is dit die duiwel. Hierdie keer is hy en die man behoorlik in 'n stoeigeveg betrokke, maar uiteindelik slaag die man tog daarin om die duiwel te oorwin en die deur toe te druk. Gehavend vol knoppe en skrape en uit asem, val hy in sy stoel neer. Jesus, ek verstaan dit nie. U sien hoe ek sukkel om die duiwel uit my huis te hou. Ek het gebid en gevra dat u my moet help. En u sit net hier en doen niks, laat die man verontwaardig hoor. Maar ek is net 'n gas in jou huis. Dit sal mos nie goeie maniere wees as ek blaatant so inmeng wanneer jy gaste ontvang nie, antwoord Jesus hom kalm. Die man vertel toe vir Jesus dat hy baie las het van die duiwel, wat net altyd in sy huis wil inkom, en dat hy al baie beserings opgedoen het in sy poging om die duiwel uit te hou. Dit was dan ook die rede waarom hy so ernstig gebid het, dat Jesus tot sy redding moes kom. Hy wou toe by Jesus weet wat hy kan doen om hierdie aanslag permanent af te weer. Dis baie maklik, antwoord Jesus hom. Gee jou huis vir my. Die man was baie verbaas en ontsteld. En wat dan van my en my vrou en my kinders? Waar moet ons dan heen gaan? Nee, jy verstaan nie mooi nie, sê Jesus. Ek het net gesê jy moet jou huis vir my gee. Ek het nie gesê dat jy moet weggaan nie. Al wat verander is dat ek nou die nuwe eienaar van jou huis word. Jy en jou gesin bly nog steeds hier en gaan aan met julle lewens soos gewoonlik. Niks behalwe eienaarskap gaan verander nie. Die man oordink die aanbod 'n rukkie en stem toe in. Met die is daar weer 'n klop aan die deur. Die man wil opstaan, maar Jesus keer hom. Nee, onthou, ek is nou die eienaar van die huis. Ek sal die deur oopmaak. Jesus maak toe die deur oop en voor hom staan die duiwel en 'n klomp demone, gereed om met mag en geweld die huis binne te dring. Toe hulle Jesus sien, deins hulle terug. Waar is die eienaar van die huis, wil die duiwel weet. Jy praat nou met die nuwe eienaar van hierdie huis. Van hierdie oomblik af, is nie jy of een van jou demone hier welkom nie. Maak dat julle wegkom. Ek wil julle nooit weer hier sien nie. Verward en hals oor kop is die spul toe daar weg en het nie weer probeer om daardie huis te beset nie. Daarvoor was die nuwe eienaar net een te veel vir hulle. Nou, ons kan leer hieruit dat as ons Jesus in ons lewens het, in ons harte, hy klop aan ons harte en hy wil graag in ons kom woon. As ons ons harte vir hom gee, sodat hy in ons kan kom woon, kan hy ons ook help om van die bose aanslag weg te jaag en ontslae te raak, sodat dit ons nie verder pla nie. So kom ons maak 'n daadwerklike besluit, dat ons harte en ons lewens vir Jesus sal gee, weer opnuut, want mens kan dit nooit genoeg doen nie. Dat ons weet Jesus is in ons, dat hy ons beskerm, dat hy ons behoed en bewaar, teen enige aanslag van die bose, wat na ons kant toe mag kom. Nou hy wat ook voor God kniel, kan voor enige een staan. Dit lees ons in Psalm 127 vers 1.
As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Kom ons maak dit deel van ons lewe, dat ons Jesus sal vra om aan ons lewens te bou, om aan ons harte te werk. Want as Jesus nie met ons is nie, is alles wat ons doen te vergeefs. Kom ons sluit die oë. Ons dierbare Onse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap wat U vir ons gebring het vanaand. Dankie vir so baie mense wat luister, so baie mense wat hunker na U woord, so baie mense wat deel wil wees van U en wat U wil innooi in hulle lewens in. Maak ons ontvanklik vir U Gees, ontvanklik vir U om in ons lewens te wees en in ons harte te kom woon, sodat ons enige boosheid met U hulp kan weghou van onsself af en van ons geliefdes. Seën ook ons in die res van hierdie week, moet ons ook een van die dae voorberei vir ons Sabbat, dat U ook met ons sal gaan hierdie naweek. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.